Onthou jy daai ou triks? Jy is 'n senior kenner en jou werk hang hiervan af. Dis verby. Dit werk nie meer nie. Wat vandag tel is konteks. En dis presies hoekom party mense wonderlike resultate uit koue kry en ander nie so wonderlik nie. Hierdie episode is 'n tipe van 'n brug. In die eerste paar episodes het ek jou gewys hoe om koue op te stel, te koppel en hoe om skills te bou. Vandag bind ek al daardie drade saam met een idee. Context engineering, want dit is soos hulle sê, the concept that separates beginner co-work users from advanced ones. As jy dit verstaan, gaan die res van die reeks, die groot live builds, regtig vir jou sin maak. Teen die einde van die video gaan jy in 7 punte verstaan presies hoe om konteks te bestuur, sodat co-work vir jou beter resultate lewer. Hoekom dit saak maak? Die meeste mense dink nog steeds in terme van prompt engineering, hoe slim kan ek my vraag bewoord? Dit was die ou manier, en dit was regtig nodig toe die modelle nog baie klein was, maar moderne modelle soos die een wat ons in co-work gebruik, het dit nie meer nodig nie. Wat nou saak maak is watter materiaal jy in co-work se context window sit. Het dit toegang tot die regte layers, die regte instructions, die regte connectors en die regte hoeveelheid detail in die gesprek. Sodra jy hierdie een ding snap, gaan die resultate dramaties verbeter en jy gaan baie minder van jou usage mors. Dis nie 'n tegniese ding nie, dis bloot net 'n manier van dink. Punt nommer 1. Prompt engineering is verby. Konteks is die nuwe spel. In die ou tyd, as jy ooit 'n AI video gekyk het, sou iemand vir jou gesê het om jou prompt so te skryf of te engineer, en jy moet byvoorbeeld sê, you are a senior expert, ek het jou ouma, gevangene, en as jy nie hierdie goed doen nie, dan is dit tickets met ouma, né? Maar dit was toe modelle nog baie klein was. Met moderne modelle soos die wat ons in co-work gebruik, is dit nie meer nodig nie. Dit gaan oor die konteks wat jy gee. Die kopskuif is, hou op om jou prompt perfek te probeer bewoord en begin dink aan die konteks wat jy vir die taak gee. Jou werk as gebruiker is nou om seker te maak co-work het die regte materiaal vir elke taal. Die regte layers, instruksies, tools en die regte vlak van detail in die gesprek. Wat is 'n context window en hoe groot is dit? Dit is al die inligting wat 'n model kan sien wanneer hy 'n antwoord skryf. Dink daaraan as 'n boks wat jy met inligting volpak. Die grootte hiervan word in tokens gemeet. Die nuutste Claude Opus model het 1 miljoen token context window. Dit is omtrent 750.000 woorde of so 9 tot 10 romans. Selfs 'n splinternuwe taak gebruik reeds context, die system prompt. Anthropic se ingeboude instruksies, jou custom instructions, gekoppelde tools en jou skills. Alles nog voor jy jou eerste boodskap tik. Wat is die neeweffekte van 'n vol context window? Hulle noem dit context rot. Hoe meer konteks jy inlaai, hoe slegter raak die antwoorde. As jy dink terug aan daai eindelose ChatGPT gesprekke wat naderhand goed begin vergeet, die model sukkel om feite te onthou en die reasoning raak al hoe swakker. Dan tool confusion. Die AI sien elke tool se definisie. Hoe meer tools daar is, hoe meer kompeteer hulle vir aandag, veral as die name na mekaar lyk. Stadiger antwoorde. Elke nuwe boodskap stuur die hele konteks weer van vooraf. Meer konteks beteken daar is meer om te verwerk, wat beteken jy wag langer vir 'n antwoord. Jou usage brand ook vinniger op. 'n Groot konteks vreet jou sessie en 'n weeklimiete word baie vinniger opgevreet. Dit is waarskynlik die een wat die meeste mense die seerste maak. Die 5 levers wat jy beheer. Context engineering is die beginsel waar jy die konteks wat jy vir 'n model gee so ontwerp en bestuur dat dit beter uitsette lewer. Jy het 5
of hefbome, levers, wat jy kan trek. Die een is conversation, die prompt self, jou boodskappe, die teks en die attachment. Nommer 2 is die working folder, watter layers en folders Cowork toegang toe het. Nommer 3 is die connectors, watter tools jy koppel sodat hy data kan trek en aksies kan uitvoer. Nommer 4 is skills, die stel instruksies vir 'n herhaalbare workflow, soos ons in die vorige episode gesien het. Nommer 5 is instructions, jou gestoorde riglyne wat Claude eers lees voor hy met enige taak begin. Die praktiese gevolgtrekking hieruit begin 'n vars chat vir elke nuwe taak. Die grootste sondaar wat jou gebruikslimiete opbrand, is wanneer jy dieselfde lang gesprek vir 'n splinter nuwe taak hergebruik. Claude het nie regtig verlede week se webinar konteks nodig vir vandag se werk nie. Instructions of instruksies versus skills, en die 3 vlakke van instruksies, die verskil. 'n skill is instruksies vir een spesifieke workflow, terwyl instruksies in die algemene konteks en algemene riglyne is oor hoe jy wil hê Cowork in die breë moet werk. Algemene instruksies is by jou profiel, jou settings, general tab en dan instructions vir Claude. Hierdie geld vir alle Claude chats en Cowork. Dis die perfekte plek om te sê wie jy is, wat jou rol is en die inligting oor jou maatskappy te gee. Cowork only instructions, dit is by settings, Cowork global instructions. Hierdie is spesifiek net vir jou Cowork sessies. Dink aan voorkeure, konvensies en breë konteks. Per folder Claude.md, wanneer jy 'n working folder kry, so ek het al vir jou gewys as jy in 'n laer werk, dan kry jy 'n Claude.md file aan die regterkant langs die folder, dis bloot 'n markdown layer. Nou 'n markdown layer, weer eens, ek het dit al gesê, maar dis net klomp teks bymekaar, maar dis in daai spesifieke folder en dis perfek vir layer organisasie, naamkonvensies of reëls soos moenie hierdie layers uitvee nie. Die Claude.md konsep kom oorspronklik van Claude Code af, maar Cowork respekteer dit op presies dieselfde manier. Onthou net, jou algemene en Cowork instructions word altyd in die konteks gelaai vir elke liewe taak. Dan kry jy projects. Okay, vriendelike working folders met memory. 'n Project is eintlik identies aan 'n working folder. Dit maak net die UI, dis die interface 'n bietjie makliker om te gebruik. Onder die kap skep dit bloot 'n folder vir jou. Jy kan begin met 'n bestaande folder of start from scratch. Kies en dit 'n naam gee, saam met jou instruksies en jou layers. Projekte het memory. As jy vir Claude binne 'n projek vra om iets te onthou, stoor hy dit en jy kan daardie memory enige tyd bekyk of bestuur. Jy gaan na auto memory toe, dis by settings, capabilities en dan memory. Claude onthou outomaties dinge oor jou en hy sit dit in die konteks. Genoeg teorie vir eers. Kom ons sit hierdie idee met jou eie hande aan die werk. In die volgende episode gaan ek vir jou wys hoe om jou Cowork as jou persoonlike OS of operating stelsel te gebruik. Jou Claude.md en jou memory.md begin ons heel onder by die fundament. 2 doodgewone tekslayers wat jou hele werkruimte bestuur, sodat Cowork elke sessie reeds weet presies wie jy is en waaraan jy werk. Dis waar context engineering van 'n konsep af oorgaan na 'n konkrete stelsel toe. Maak seker jy is ingeteken op ITSA, sodat jy nie die res van hierdie reeks misloop nie. Bye bye!